Sal ek vanoggend vir elkeen sê, Shabbat, Shalom geliefdes. Ja, daar was 'n paar vrae gevra gewees en ek het myself ook 'n paar vrae gevra. Ek wil vir Tannie Corrie baie dankie sê vir die boodskappe wat sy vir my gestuur het. Ek waardeer dit, ek waardeer die vrae, ek waardeer die belangstelling en ek waardeer ook die skrifgedeeltes wat sy met my gedeel het, want dit is altyd goed as ons met mekaar die skrif kan deel. Dit word regtig waardeer. Ek het myself vanoggend terwyl ek daar sit besig om musiek te luister en reg te maak om hierdie boodskap op te neem. Vir myself 'n vraag gevra, François, hoekom onderhou jy die Sabbat? Doen jy dit om raak gesien word deur mense? Doen jy dit om, wil ek amper die woordjie superficial te wees, om vals te wees, oppervlakkig te wees? Of doen ek dit uit liefde vir my verlosser? En ek kan vir jou sê, ek het by die Here gepleit dat hy sal raak sien dat ek hom lief het en dat ek gehoorsaam wil wees aan sy wil. En so hoop ek ook dat elkeen van ons wat terugkeer na die waaragtige God toe, na die oorspronklike evangelie toe, dat ons dit sal doen uit liefde vir die Here. En jy moet weet, dit is nie ons wat liefde geken het nie. Dit is deur hom wat ons geleer het wat liefde is. Deur sy verlossing, deur sy skepingsvermoë, deur wie ons Jahwe is, ons Elohim, ons verlosser en saligmaker. Daar is net 'n kort gedeelte en is sommer net verniet, is maar net 'n verduideliking van my kant af. Voordat ek gaan begin met my boodskap vanoggend, kom ons bid eers vanoggend saam. Aba Vader, ons kom vanoggend om U te erken as die bron van die lewe, Here. Ons kom om U te erken as ons verlosser, ons saligmaker, ons alles, Here. Die een wat ons eerste lief gehad het, die een wat ons kom wys het wat liefde is. Vader, ons wil bid dat U Gees vaardig sal raak oor ons en in ons en ook oor hierdie boodskappe, Here. Here, dat dit nie boodskappe sal wees om ander mense af te breek nie, maar om te bou en om die evangelie te verkondig, tydig en ontydig. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, geliefdes, ek het hierdie volgende boodskap wat ek graag met u wil deel. En die tema is as volg: om die tekens van die ramp te ignoreer. Nou natuurlik sal ek eers vir u iets gee om te wys wat hierdie tema beteken, dat ons almal op die regte bladsy is en in die regte boek is, om te kan verstaan waaroor ek gaan gesels. Die tema wat sê om 'n ramp te ignoreer word so verduidelik in Engels. Ignoring a disaster means dismissing warnings and failing to prepare, leading to a heightened risk of preventable loss of life or severe economic damage and or long-term health issues like PTSD. Nou dit is wat dit beteken en dit is waaroor ek gaan gesels. En ek wil hê jy moet saam met my deur hierdie ding gaan. En ons weet, soveel keer deur die lewe is hierdie die waarheid, dat as mense die tekens wat daar was, gesien het en reg hanteer het, so daar baie minder verlies van lewe en sovoorts gewees het. Nou watter voorbeeld kan ek nou vanoggend gebruik? Ek het eers gedink aan Titanic en toe dog ek, nee, dit is nou al amper al 'n cliché. Mense praat baie van dit en die volgende is die Chernobyl ramp daar in Rusland. Toe dog ek wil graag 'n bietjie hier in Suid-Afrika, een van die rampe wat hier in Suid-Afrika gebeur het en daar was 'n paar. Die een wat ek gekry het wat vir my pas by hierdie boodskap is die Stilbaai vissery tragedie van 1966. Die ramp was die direkte oorsaak dat die NSRI in Suid-Afrika gestig is. NSRI is die Nasionale See-reddingsinstituut. Nou hierdie ramp het veroorsaak dat Suid-Afrika daaraan gewerk het om hierdie instituut op die been te kry en aan die gang te kry. Ek weet nie of julle al opgelet het nie, as daar 'n ramp ter see is, dan is hierdie mense natuurlik die eerstes wat uitgaan om die mense te gaan red. Hierdie ramp wat plaasvind, die Stilbaai vissery ramp, op 12 April 1966 was 4 visvangbote op die see besig om vis te vang naby Stilbaai. Die groot ding van hierdie ding was dat die visvang was so goed geweest, die vis het geloop. Hulle het baie visse gevang en hierdie het veroorsaak dat hulle begin het om tekens
te ignoreer. Daar was een persoon wat gesien het, hier is 'n ding wat besig is om te gebeur, een skipper met die naam van Gerard Dreyer, en hy het die gevaar gesien, hy het gesien teen skemer dat daar 'n groot storm aan die broei was, en ongelukkig het die goeie visvang hulle gemaak om nie te kyk, of nie te beplan nie, of nie reg te maak vir die storm nie, en die uiteinde van die saak is, van al 4 skuite, is daar net een persoon wat hierdie ramp oorleef het. Nou ek wil vir jou sê, hierdie tipe ramp het 'n direkte impak ook op ons geestelike lewe. Ons sien partykeer die dinge, maar ons luister nie. Ons lees die Bybel, ons ondersoek die dinge van die Here, maar ons sien nie die waarskuwings wat uitgesit is nie. En my skrifgedeelte wat ek vanoggend vir u gaan gee, is 'n skrifgedeelte wat die disippels ook gehoor het, baie jare terug. En hierdie weergalm tot en met vandag toe, dat die Here ons waarsku deur die skrifte om versigtig te wees. Dat ons die ramp nie moet ignoreer nie, die tekens wat daar is nie moet ignoreer nie, maar dat ons moet voorberei om reg te wees. Nou, Matteus 24 vers 4 kom hy en hy sê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal 1 of 2 mense mislei. Ek hoop jy lees saam met my in die skrif, in die woord wat daar staan. Kom ek lees vir u wat daar regtig staan. Natasha, daar staan, en hulle sal baie mislei. Nie net een of 'n kerk of 'n paar mense nie, hulle sal baie mense mislei. Nou wat is dit wat hulle doen? Wat is hierdie gevaar? Wel, ons leef in 'n tyd waar daar baie dinge besig is om te gebeur. Ons sien die wêreld se politiek op hierdie stadium, ons sien die dinge in Rusland, ons sien die dinge met Amerika, ons sien dinge wat gebeur. En hierdie is alles gedeeltes van die laaste gedeelte voordat Christus moet kom. En ek weet nie of u reg is om Christus te ontmoet nie. Is u reg, is u seker, 100% seker dat wanneer hy kom, hy jou in vrede gaan vind, dat hy vir jou gaan sê, goeie en getroue dienskneg. As u nie is nie, dan is u besig om die tekens van hierdie ramp te ignoreer. Dan is u besig om nie te sien wat gebeur nie. En wat is hierdie tekens? Die Here verklaar dat hy baie sal mislei word. Waarin gaan ons mislei word? In die waarheid. Ek praat al vir 'n paar weke hieroor. In die waarheid sal ons mislei word. Hoekom? Want mense hang nog steeds sekere dinge aan. Hulle is bereid om tot bekering te kom. Almal sê dat hulle Christen is. Almal sê dat hulle kinders van Jesus is. Almal sê ons gaan hemel toe. Nou ek het eendag gesê, en ek sê dit vandag weer, die hemel of die nuwe Jerusalem is nie my en jou eiendom nie. Daardie is God se eiendom. En hy sal toelaat wie daarin gaan en wie nie daarin gaan nie. Jou naam moet in die boeke opgeteken wees dat jy daar sal kan ingaan. As dit nie is nie, tiket so broer, jy gaan nie in nie. Ek weet nie of die mens die idee het, Natasha, dat hulle self sal kan inforceer in die hemel nie. Deur wie hulle was, hulle status op aarde. Ek was 'n ryk gesiene man. Ek was 'n prins. Ek was 'n die of 'n daai. Dit maak niks vir die Here saak nie. Ek wil vandag vir jou pertinent sê, dit maak vir die Here niks saak nie. Jou gehoorsaamheid aan sy roepstem. As die Here vandag deur hierdie boodskap vir jou sê, maak reg, dan is dit sy roepstem. Hy roep na jou. Hy sê, kom terug. Keer terug na my toe. Hierdie is nie die eerste keer wat dit met ons gebeur nie. Ek het dit laasweek ook gesê. En ek sê dit vandag weer. Reg deur die Bybel sien ons hierdie selfde tendens. Dat mense kom tot by die Here. Hulle hoor hom, hulle sien hom. Hulle ervaar hom. Maar kort daarna wandel hulle weg. Hulle loop weg, hulle draai hulle rug. Ons kan net die verhaal gaan lees, Natasha, van Israel wat uit Egipte uittrek na die beloofde land toe. Hoe vinnig het hulle afvallig geraak? Hulle het die tekens gesien, die 4 kolom. Hulle het dinge gesien. Hulle het gesien water uit 'n klip uit. Maar hulle het gekies om Baal te aanbid. Hulle loop die beloofde land in. Mense, ons praat van mense wat gesien het hoe die see oopgemaak het voor hulle. Ons praat van mense wat gesien het
dat God se teenwoordigheid in hulle lewe bring vir hulle oorwinning in hierdie land Kanaan. Mense wat gesien het wat God gedoen het gekies om weg te draai en die gevaartekens nie te lees nie, nie te aanvaar nie, te ignoreer. Dat die Here gesê het, ek kom terug. Tannie Corrie sê vir my, ek moet skrifgedeeltes bysit. Tannie Corrie, as ek by elke gedeelte moet, dan gaan my boodskap verskriklik lank vat. Maar laat ek vir u sê, dat die Here sê, hy sal nie bespot word nie. Wat ook al jy saai, sal jy maai. En ja, ek weet ons, nie ek nie, maar die predikers is baie lief om hierdie skrifgedeelte te gebruik, om jou beursie oop te kry, sodat jy jou geld ingooi. En dit is reg, jy moet jou volle tiende na die huis van die Here toe vat, sodat daar spys in die huis van die Here kan wees. Dit is reg. Maar weet jy wat gebeur? Dat valse leraars en valse mense gebruik hierdie selfde skrifgedeeltes om 'n las op mense te laai. Nee, die tiendes is nie 'n las vir mense nie. Jy doen dit omdat jy weet dat God sal voorsien. Jy doen dit uit gehoorsaamheid aan die Here, omdat jy weet, God sal weer na jou ook kyk. God sal daardie besigheid en konstruksies vir jou weer oopmaak, is dit nie? Ek het 'n konstruksiebesigheid, ek verdien baie geld, ek gaan my tiende vir die huis vat vir die Here. Die Here sal weer vir jou teruggee. As jy 'n besigheidsman, is jy 'n staatsamptenaar soos ek, die Here sal vir jou voorsien. Hy het nog altyd, hy's nie 'n leenaar nie. Hy is ons voorsiener. Hy is ons verlosser, ons saligmaker, ons vredevors. Hoe sal die Here wil hê ons moet vrede hê as ons nie genoeg het in die huis nie? Hy sal voorsien. In daardie woestyn het hy vir hulle kwartels en manna gegee, dag na dag, maar hulle moes gehoorsaam gewees het. Hulle moes leer om op God te vertrou. Doen ons dit vandag? Ons ignoreer dat die Here gesê, daar kom 'n einde. Ons ignoreer dat die Here gesê het, hier is 'n verskriklike tyd wat kom. Hoekom doen jy dit, François? Hier is hoekom ek dit doen. Oorlede oom Louis Joubert weet baie goed van hierdie skrifgedeelte, want ek moes een oggend, nadat hy baie geïrriteerd met my geraak het, het ek hierdie skrifgedeelte aan hom gekwoteer, en ek staan by dit vandag, nog steeds soos op ek daai dag daarop gestaan het. Oom Louis het jare daarna ten volle tot bekering, 'n pragtige getuienis daar in die kerk omgee in Endicott, van hoe hierdie skrifgedeeltes om teruggebring het na die Here toe. 2 Timoteus 4 vers 1, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel, by sy verskyning en koninkryk. Die Here Jesus kom terug. Kerels, vrouens, dogters, seuns, die Here Jesus kom terug, en hy gaan vir ons oordeel. Moenie sê, dat jy nie gewaarsku is nie. Vers 2, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Hier is ek volgens besig met 'n lering, om jou te bemoedig, om terug te keer na die Here Jesus Christus toe, om te sien wat sê die tekens. Alright, François, die lewe is nog lank en is nog ver. Jy is heeltemal reg. Wie van julle kan vanoggend vir my sê, dat môre vir jou gegarandeer is? Niemand nie. Niemand kan sê, ek staan môreoggend op nie. En ek wil vir jou vertel, dat die pen, waarmee jou lewe geskryf word, neergelê word op die stadium wat jy sterf, dan het jy klaar geskryf wat jy moes skryf. As jy in jou boek van lewe wil geskryf het, is dit nou die geleentheid terwyl jy leef, terug te keer na die Here toe, en te sê, Here, leer my, wys my. Vers 3, en hier is ons vandag, by hierdie vers brand groot strepe regdeur oor baie leringe wat uitgaan op vandag. Hy sê, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle begeerlikhede.
So, hoe gebeur dit? Ek maak dit klomp, ek luister na hierdie pastoor, ek luister na daai pastoor. Solank hy vir my sê dit is goed, solank hy vir my die garantie gee, ek gaan hemel toe, dan is ek in daai kerk, of ek luister na hom, of ek luister na die ene. Ek luister nie na almal nie, ek gaan sit nie in 'n gemeente stil nie, daar waar daai pastoor laaste vir my gesê het, jy gaan hel toe, as jy nie dit regmaak nie, is die laaste keer wat ek aan daai kerk was. Sal nie weer so toe gaan nie, daai pastoor oordeel my. Ja, jy moet pas op dat dit nie die gees van die Here is wat besig is om jou te waarsku van 'n storm wat kom nie. Pas op, nee, ek dreig nie. Ek probeer in liefde en lankmoedigheid jou waarsku. Kom terug na die Here toe. Kies hom bo alles. Soek hom, terwyl hy gevind kan word. Wanneer dit te laat is, Natasha, is die dag wanneer jy jou kop neerlê. Of as die Here ons uitspaar, geliefdes, wat ek in my hart hoop, dat ons daardie bassein hoor blaas, en die Here Jesus verskyn op die wolke. Dan sal daar 'n gejuig wees. Sommige sal huil, en sommige gaan bly wees. En ek hoop dat jy van die groep mense sal wees, wat gaan bly wees, wat gaan uitroep, halleluja, prys die Here. Hy het gekom. Wat gaan ons doen? Kom ek vertel julle so 'n klein stukkie van myself. Nie dat ek van myself wil praat nie. Ek wil net vertel hoekom ek hierdie dinge doen. Jare terug was ek uitgedaag deur Satan, dat hy gekom het om my lewe te kom vat. Dit was na 'n ongeluk gewees. Ek was besig by 'n ongelukstoneel gewees. Kar het my raak gery en ek het in die hospitaal beland en die duiwel het my daar kom uitdaag om te sê hy gaan my lewe vat, hy gaan my siel vat. En daar het 'n prediker gekom wat vir my kom bid het. En so getrou soos wat God is, het hy my daardie aand verlos. En Natasha, nie van een of twee dinge nie. In hierdie week sien ek so wat is dit, 'n tikkie-tokkie videoetjie, so kortjie, waar iemand sê, wanneer die Heilige Gees jou lewe inkom, dan verloor jy alles vinnig. Nie stadig nie, dan verloor jy alles vinnig. En ek het vriende verloor. Ek het die sigarette verloor, ek het die drank verloor, ek het die alles verloor. Maar ek het Jesus gewen as my verlosser en saligmaker. Wat 'n vreugde. Weet, dit het my 'n nuwe moed gebring in my lewe, dit het my opgewonde weer gemaak. Dit het my gemaak dat my lewe vir my weer iets beteken. Jy sien, op daardie stadium, net voor dit, het ek op 'n bed gesit met my pistool in my hand en gesê, ek het genoeg gehad van myself. Wil nie meer nie. Die Here kom en hy kom red my, verlos my, bevry my, gee my weer 'n doel in die lewe. Ek het by daardie pastoor gesit, of hy het by my kom sit verlangtyd. Meer as 2 jaar, my die woord geleer. En op 'n stadium was my dors groter as die hoeveelheid wat hy my kon gee, en ek het vir hom gesê, pastoor, ek soek meer, ek wil meer weet. En sy voorstel is, gaan na 'n Bybelkollege toe gaan soek. En weet, in my 3de jaar, eerste jaar was lekker, ek het baie geleer, Natasha, dinge was wonderlik, en toe kom die 2de jaar, en ek het begin voel, ja, ek weet, wat is my doel in die lewe? Ek weet wat ek moet doen. In die 3de jaar word ek uitgedaag deur dinge wat in die Bybel staan. Dinge wat ek jarelang geglo het, so is, en gesien het, dat daar valsheid aan hierdie waarheid is. Dat dinge verdraai is, om mense, of groepe mense, te pas. Dat mense besig was, met die bose se werk binne in die kerk. En ek moes 'n keuse maak, of die Here, of die mense. Nadat, geliefdes, het ek gedink, ek weet nou alles. Want ek het die Here aanvaar, en ek het hom verskoning gevra, dat ek gedink het, ek weet alles. En ek het gedink, dat ek nou bo alles is. En I'm on top of it, man. Ek het dit. En 'n tannietjie, 'n suster, wat by in 17 hospitaal gewerk het, Tannie Naomi Berger, het my uitgedaag met 'n sekere gedeelte van hierdie selfde waarheid. En ja, ek het baie gespot, en ek het baie dit probeer ignoreer en vermy. En sy het my so 'n dik pak video's gegee.
En uit hoogmoedigheid, of sien nie hoogmoedigheid nie, uit snaaksigheid, of ek weet nie wat nie. Slimmigheid, jy weet ons raak slim, dan dink ons weet alles. Het ek hierdie video's vir iemand gegee in my kerk en gesê, kyk, vertel my wat dink jy daarvan. Ek het nie eens die moeite gemaak om hierdie video's self te kyk nie. En om week het teruggekom na my toe, so 2 weke later, en gesê, hier is die video's, hierdie mense praat die waarheid. Ek was geskok, teleurgesteld en vies gewees vir 'n week. En ek het die video's gevat met die idee, Natasha, geef vir my, ek sal self gaan kyk. En ek kan nie vir jou sê hoe lank nie, seker 'n maand. Toe word ek uitgedaag deur die Gees van die Here. Die Here het myself spesifiek gevra, gaan jy verder my Sabbat te vertrap? Of gaan jy my gehoorsaam wees? En ek het gekies om die Here gehoorsaam te wees. En daarom ook vandag kom ek om te sê, Here, ek wil nie die Sabbat om te onderhou uit dwang nie. Ek wil dit onderhou uit liefde uit. Omdat U my eerste lief gehad het. Omdat U vir my omgee. Omdat U vir my sorg. U my vashou. Gister, terwyl ons besig was met polisiewerk, daar was 'n kaptein daar in Kriel gewees. Nee, Kriel nie, Kinross. Gister verneem ek dat gedurende COVID is hy oorlede. En dit het my teruggevat. 'n Paar jaar terug. Beland ek in die hospitaal. Amper 3 maande in 'n koma. As gevolg van COVID. As dit nie genade van die Here was wat my styf vasgehou het nie, het ek nie vandag hier gestaan nie. Het ek nie hierdie geleentheid gehad nie. So kom ek vertel julle nou vandag, sommer ronduit. Ek staan vir die volle woord van God. Ek staan vir die saak van koning Jesus en niks anders nie. En ek gaan dit verkondig, tydig en ontydig. En as jy nie daarvan nou nie, moet na die video's kyk nie. Sit dit af. Los dit, maar as dit by jou aanklank vind, gaan ondersoek dit, gaan leer dit, gaan volg die Here. Ons weet nie hoeveel tyd het ons oor nie. Daar's 'n ramp. Daar's 'n groot ramp aan die kom. En ek en jy kan dit nie keer nie. Daar's nie 'n regering nie, daar is nie 'n mens wat dit weg kan draai nie. Daardie ramp gaan tref. En ek en jy moet seker maak dat ons vrede het met God homself. Nie deur jou kerk, deur jou pastoor, deur die of daai nie. Vrede met God homself. Hy nooi jou uit vandag. Nou op hierdie uur nooi jou uit. Al wat hy vra, wees gehoorsaam. En jy sal die res van die dinge sien, hoe die Here dit vir jou openbaar en vir jou lei. En daarmee sluit ek vanoggend af. Wees gewaarsku. Daar's 'n ramp op pad. Maak reg. Vermy verlies. Hoe sê jy die preventable loss of life? Kies die lewe. Kies die lewe. Maar Vader, vanoggend het ek hierdie boodskap kom aflaai uit liefde uit. Omdat U my eerste lief gehad het, my uitgespaar het, al die jare en my hierdie pad gebring het, om op hierdie YouTube kanaal U evangelie te verkondig, Here. Ek prys en ek loof U vanoggend, ek dank U en ek eer U, Here, dat U my nog vandag vertrou. Na al hierdie foute en dinge wat ek doen, Here, dat U my nog vertrou. Vergewe ons, Here, die oortredinge van ons hart en verstand, Here, en leer ons om te wandel volgens U Gees. Ons prys en ons eer U, ons loof en ons dank U, in Jesus naam. Amen.